se onbaatsigtige, sy onvoorwaardelike, sy onbefeilbare liefde vir jou is. En ons noem dit sy agape liefde vir jou. En broer en suster, hoe wonderlik is dit nie, dat wanneer ons met die Heilige Gees vervul word ons ook met hierdie agape liefde van God vervul. Dit is eintlik volmaakte liefde. 1 Johannes 4 vers 4, en dis my vers waarin ek gekou het hierdie hele week, gesê, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, hoor mooi, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Is dit nie wonderlik nie? Geef die Here aan het klap. Luister vanoggend vir 'n oomblik, wat sê die woord van die Here vir ons? God is groter. Kan ons sê, God is groter as jou verlede? Jesus Christus het in Lukas 9 vers 57 gesê, niemand wat sy hand aan die ploeg gestaan het en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Jy sien my liewe suster, wanneer jy God kies en kies om hom te volg, moet jy nie die hele tyd omkyk doen nie. Moenie agtertoe kyk na al die dinge wat jy moet agterlaat nie. Nee, kyk vorentoe oor dit wat besig is om joune te word. Halleluja. Kyk na dit wat die Here vir jou wil gee, my liewe suster. Wat gee die Here vir ons? Hy gee lewe en 'n blink toekoms. Prys sy naam. Hy gee vrede wat jy die wêreld nie kan ken nie. Hy gee ongekende rus en hy lei ons na groen weivelde, daar waar water is. Halleluja. Daar waar dit goed kan gaan met ons. Kyk na die erfenis wat God vir jou gereed maak. Jy sien my liewe suster, jy erf nie sommer net iets nie. Jy erf die ewige lewe. Halleluja. Jy erf 'n goeie aardse lewe. Jy erf 'n lewe vol seëninge en goeie gesondheid. Miskien is jou liggaam nou 'n bietjie siek, maar weet jy wat? Hy wat in jou is groter as daai siekte in jou liggaam. Halleluja. Ja, God is selfs groter as enige sonde. Psalm 103 vers 12. En dit is vir my so wonderlik as ek dit weet. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Is dit nie wonderlik nie? Maak nie saak hoe groot of hoe klein jou sonde ooit mag gewees het nie, of miskien nog steeds is, ons hoop nie so nie. God vergewe dit nie net nie. Hy verwyder dit uit jou lewe uit weg, halleluja, en hy vergeet daarvan. En hy sê soos ons mense, wat dit weer ophaal nie. Hy dink nie eers weer daaraan nie. As jy wil hom kom en sê, Here, my sonde, sê, wat sê jy? Ek weet nie eens daarvan nie. Ek het dit al vergewe, my kind. Ek het jou so lief, ek het dit weggevat. Ek dink nie meer daaraan nie. Want my liefde is veel groter as enigiets anders. As God jou vrygemaak het, hoe sê ons, is jy waarlik vry. Prys sy wonderlike naam. God is groter vanoggend as jou vrees vir my liewe suster. Die vrees vir die onbekende gryp ons so geweldig aan. En dit verlam ons denke elke dag. Ons is bang vir mislukkings. Ons vrees kritiek en dat daar met ons gespot sal word. Ons vrees terminale siekte, ernstig ongeluk of die onverwagte dood van 'n geliefde. Ons vrees dat daar iets met ons geliefdes gaan gebeur. Ons is bang vir die tye van swaar kry en dat ons hulle nie kan beskerm en versorg nie. Die waarheid eintlik is dat ons bang is vir die toekoms, maar weet jy wat? Ons hoef nie bang te wees nie, want God is reeds in jou toekoms. Hy is reeds in die dag van môre. Hy is klaar besig om jou baie gelyk te maak. Hy is klaar besig om 'n deur oop te maak vir jou. Hy is klaar besig om 'n pad te gee in 'n woestyn vir jou. God is klaar daar. Halleluja. Want ons span, want ons weet nie wat op ons wag nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê,
Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die Vader het jou lief. Ons is so kosbaar in sy aangesig, en hy sal in al ons behoeftes voorsien. Laat ons maar net vir ons kant af iets doen. Laat ons maar net volkome dien en hom aanbid vir wie hy is. En God sal voorsien aan die rykdom van sy genade. As ons dit doen, as ons God loof hier in die gemeente saam, as jy daar in jou kar ry en jy loof God, of jy loop daar op jou huis, op die plaas rond, of by jou besigheid, en jy sing oor die grootheid van God, en jy vertel vir almal wat wil hoor hoe groot jou God is, dan sal jou vrese soos mis voor die son verdwyn, en sy liefde, sy wonderlike agape liefde, sy groote volmaakte liefde, sal in jou lewe toeneem, en jou geloof sal groter en groter word. En my liewe suster, dit sal dan met jou goed gaan. Weet jy wat? God is groter as jou pyn en jou seer kry. Het Christus dan nie die prys al volledig betaal nie? Om net te glo dat jou pyn en seer kry te groot is vir God om te genees, is jy eintlik so 'n bietjie arrogant. Eintlik ontken jy daarmee wie Jesus is en wat hy gedoen het. Weet jy wat? Die Here ken al jou seer en al jou smart. En jy mag dalk voel dat jou pyn te berg voor lê, maar die waarheid van die evangelie sal aanhou getuig dat jy eintlik 'n geliefde van die Here is, halleluja. Dat jy dit werd is en dat jy lewe in vryheid en vrede behoort te hê. Jesus, hy ook saam met ons in ons seer kry. Hy hou ons ook ons hande vas en hy stap saam met ons die pad. En hy dra ons ook wanneer ons nie meer kan loop nie. Jy sien, die Gees sal aanhou fluister en troos en lei tot genesing. Selfs al sukkel jy dalk dit om vanoggend te glo. Want hoe nader jy aan God leef, hoe mooier en hoe makliker word dit. Hoe nader jy aan die Here leef, hoe kom hy in jou liggaam in en hy verander dit wat nie lekker is nie. En hy help jou en hy maak jou gesond, prys sy wonderlike naam. Wanneer ons hierdie geestelike werklikheid sal begin aanvaar, gaan daar 'n menigte van paaie, 'n menigte van genesing vir ons op. Kan ek vir jou vanoggend sê, God is groter as jou bekommernisse. Matteus 6 vers 34 sê, moet julle daarom nie oor môre bekom nie, môre sal sy eie bekommernis bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal begin. Elke oggend as ons wakker word, het ons 'n nuwe dag. Elke oggend is daar 'n nuwe lig in ons liggaam inkom. Gee God vir ons 'n nuwe dag om eintlik oor te begin. Weet jy wat? Om jou te bekommer, om bekommernis is net 'n besorgnis. Stem jy saam? Wat help jy dat jy lê die aande wakker en bekommerd oor die dag van môre gaan doen? Ek en jy kan niks daaraan doen nie. Ek weet in my lewe dat ek al hoeveel keer wakker gelê en self beplanning gedoen, gesê, ek gaan hierdie ding so aanpak en ek gaan so aanpak en so aanpak. Maar my liewe suster, ek sê mos elke oggend as ek opstaan, Here gaan voor my uit in hierdie dag in. Dan wanneer ek in die situasie kom, dan gebeur alles anders as wat ek worry het oor. If you worry, you die. If you don't worry, you also die. So why worry? Kom ons, sit ons bekommernisse in die hande van die Here. Hy sal al sy beloftes waarmaak. Maak net jou keuse vanoggend en begin en sê vandag, hardop en almal kon jy hoor, ek gaan nie vandag meer bekommerd wees nie. Ek gee my bekommernisse vir Jesus, halleluja. Weet jy my liewe suster, God is selfs groter as enige van jou mislukkings. Die lewe, het ek gedink aan, is soos 'n skilderwerk. Elke dag keer ons in, ons maak dit mooi. Tot op 'n punt, dan kom God en hy strek 'n streep daaroor en hy sê, my kind, begin weer van voor af.
Want die eindresultaat wat ek vir jou het, daardie mooi prentjie wat ek vir jou besig is om te skilder, is altyd beter, is altyd mooier, want ek het jou lief, my kind. Daar benewens kom God self somtyds, en hy maak ons lewe so mooi mosaïek kunswerk. En hy gebruik die klein stukkies gebreekte glas, daai klein stukkies wat ons geval het, daai klein stukkies wat ons geval het, daai klein stukkies, en hy kom en hy pak het so saam, en hy seën dit, en hy voeg dit met sy liefde by mekaar, halleluja, en hy maak dit 'n groter en 'n mooier prentjie, as wat ons ooit kan dink, dit kan uitkom. Daarom sê 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. God maak jou hele lewe nuut. God maak alles in jou lewe wat nie lekker is nie, weer reg, want hy het jou lief. Gevolglik sal die mislukkings jou nie onderkry nie. Dit sal pilare wees, dit sal stepping stones wees, waarop jy jou toekoms kan bou, halleluja. Want God se planne is groter en sterker en mooier as enige van jou mislukkings. Ons moet dalk soms ons mislukkings sien as die lont wat hierdie groot ontploffing wat God in my lewe besig om te bring aan die brandsteek. Ja, die Here leer ons deur ons mislukkings om soms net te volhard. En ons boere maak ons altyd 'n plan. Ek het 'n plan, ek het 'n plan A. Maar weet jy wat, as daai plan A nie deurkom nie, is daar nog 26 letters van die alfabet wat jy planne kan maak. Want by God is alles moontlik, halleluja. En hy gee vir elke man en 'n vrou wat hom dien, altyd 'n plan om dinge te oorkom. Prys sy wonderlike naam. God is selfs groter, my liewe suster, as jou twyfel. Jakobus 1:6-8 sê, mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brandende see wat deur die wind aangejaag word en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Ja, baie keer in die lewe kom ons gedagtes word teëgestaan en ons emosies wat bedoel is om ons verhouding met God op te tel kom en verswak dit, en twyfel is een so ding. Jy sien, reg in die eerste gesprek wat God of wat die duiwel gehad het met die mens, het hy twyfel gebring. En dit is sy grootste wapen vandag. Hy bring steeds twyfel in mense harte. Hy laat jou twyfel. So, oorweeg dat die bron van twyfel is 'n leuen. Ons moet eerder waak en bid soos God in sy woord ons onderrig. En wanneer ons twyfel konfronteer met die suster, dan weet ons dat God gee vir ons die krag om dit te oorwin. Moenie twyfel voed nie, voed eerder jou geloof en sê dinge soos, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Met my God spring ek oor 'n muur, sê Dawid. Met my God loop ek 'n bendestorm. Niks wat teen my staan sal staande bly nie, want ek dien 'n lewende God, halleluja. Onthou net een ding vandag, dat jou toekoms is in die hande van die Here en nie in die hande van die wêreld nie. Ten slotte wil ek vanmôre vir jou sê, of die woord van God sê vir ons dat ons wel 'n vyand het in Satan, en hy weet sy tyd is min. Al die dinge wat in ons gebeur, lei daartoe dat hierdie ou hardloop rond en hy probeer moeilikheid maak. Maar jy hoef hom nie te vrees nie. Jy hoef nie sy planne te vrees nie, want God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. God maak jou sterk, halleluja. Ons hoef hom nie te vrees nie. Die oomblik, daardie wonderlike oomblik, toe jy jou lewe aan die Here Jesus gee, het jy, hoor mooi, 'n verloste, 'n vergewe, geregverdige kind van God geword. Skoon gewas deur die bloed van die lam. Daarom het Satan geen regmatige plek in jou lewe nie, want jy het die teenwoordigheid van 'n groot, wonderlike God in jou lewe, en sy Heilige Gees leef in en deur jou, en dit sal jou die oorwinning gee wat jy nodig het. Daarom, my liewe suster, leef met die versekering dat hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Kom ons maak ons dood.
Ons bid saam. Ons kan maar net dankie sê. Liewe Vader, dat U ons nie alleen laat nie. Dat Jesus vir ons gesê het, hy stuur die Heilige Gees om by ons te bly. En hy het nie net bedoel by ons nie, hy is in ons. Hy is in ons lewe in. Hy is in alles wat ons doen in. En daarom weet ons vanoggend, ons hoef nie terug te staan vir enigiets nie. Wat groter is U wat in ons is, as hulle wat in die wêreld is. U is ons krag en U is ons sterkte en ons glo volkome in U, Here. Prys U wonderlike naam. Kan ons saam sê amen. Prys die naam van die Here.